Sê, môre, middag, naand, Gerry, iewers is ons daar seker, glo ek. Na daai klap is dit definitief goeiemôre vir my. Ja, almal wat nou nie luister of sing, wat nie sing voor die tyd, jy kan seker nie, maar ons moet alles gelyk maak, die beeld en die radio, die beeld en die audio. So, ons klap voor die tyd, maar dit moet nogal, so ek klap ongeluk soms bietjie hard. Net om alles in lyn te kry en ek dink dit is 'n baie mooi storie om in die lang en die kort in te gaan. Ons wil ook nou met hierdie alles in lyn kry, die preek en dan nou die lang en kort en dan wat die Here vir ons wil hê, veral in hierdie 40 dae van liefde. Ja, 40 dae, nee, genade. Maar so loop tyd, nee, ons is in ons derde boodskap van hierdie reeks oor die liefde. Ja. Nou dit was laas Vrydag, as ek reg is, Rias, was dit Valentynsdag gewees. Ja. Ek het niks Ek van weet jou nie of gekry ons mag nie. Ag, ja, jammer Gerry. Niks moois nie. nie koffiebeker nie of niks sjokoladietjie in nie. Absoluut niks nie. Nee, Okay, ek is baie ek is dankie, baie Rias, jammer. maar Ek is ons lief vir jou. Ag, dankie Gerry. So week 3, ons het gister gesels oor die prioriteit van liefde, nee, liefde is 'n prioriteit. Dit is 'n prioriteit vir die Here, die woordjie liefde. Ja, dis baie keer vir my 'n prioriteit. Nee, ek praat behalwe nou jou familie is dit mos jy is lief vir hulle, jy weet jy is lief vir hulle. Maar my aksies en my dade is nie altyd die prioriteit liefde nie. Dis gits, ek moet onthou om lief te wees. Ja. En ons moet daai skuif maak. Jy moet probeer aktief jouself oefen om daardie skuif te maak. Ja. Nou, as Johannes sê, ons het nou al eerste week het jy nogal vir ons 'n lekker lang stuk gelees het. Uit Johannes uit net dan het Johannes vir ons gesê God is liefde. Ja. Dis dit alles is 'n deel van sy karaktereienskap, alles is iets wat hy doen, dit is wie hy is. Ja. Dit is die begin van God. Ja. Is liefde, en as dit wie God is, dan moet ons ook vir mekaar kan sê dat liefde vir hom 'n prioriteit is, want Ja, dit is wie verseker. God is, maar nie vir my en vir jou nie. Nee. Ons het baie ander nee. prioriteite en baie ander goeders wat vir ons belangrik is, maar die belangrikste ding vir God is liefde. Ja. Hy het dit juist deur sy seun gewys en dan toe nou gesê ook en dit hou aan as 'n tema hierdie Bybel en ons mis daai. Ons kyk baie vas in versies en goedjies en doen so en as jy kyk na die diakonia wat gesê het hierdie is hoe jy sekere goeders doen, Ja. wees lief en dit vat alles saam. En dan kom Jesus, ons het gister gesê, in die seker die bekendste, een van die bekendste hoofstukke in die Bybel, in Lukas 15. Want Lukas 15 vertel hierdie gelykenis. Ja. En die einde van hierdie storie wat ons oor gister gesels het, praat hy dan oor die verlore seun. Maar interessant, ons sal nou daarby kom, as Jesus begin met Lukas 15, dan kom hy en hy praat oor en hy het hierdie gelykenis vertel. So dis nie 3 verskillende gelykenisse nie. Ja. Dit is een gelykenis net. En ons het een van hulle gister geaksensieer en ek sal aan die einde bietjie die ander 2 inbring net, maar dan vertel hy van hierdie herder, hierdie skaapwagter wat die 99 goeie skape wat heel alright was gelos het om die ander een te gaan soek net. En dit wys vir ons dat hierdie een skaap wat weg was 'n prioriteit was vir hierdie skaapwagter net. Ja. In die Bybelse tyd het skape waarde gedra, nê. Ja, baie. Baie waarde gedra. Kyk vandag nog, ons nie sê vir 'n skaap nie, vir 'n lammetjie nie. Ja. Maar dit was ekonomiese waarde geweest en wol, Ja, alles. melk en dan selfs stempel. Ja, Dit was belangrik geweest. So ons mag miskien nie dink dat die enetjie wat weggeraak het so belangrik is nie, maar daai tyd was dit genade, hier is 'n wie skaap doen weg. dit? Los 99 om enetjie te gaan haal. Ja, maar hier is 'n skaap weg. Ja. Maar dit is belangrik dat hierdie skaapwagter hierdie skaap gaan kry, want ek bedoel daar's wol, Ja. daar's melk, daar's stempel. Dis 'n paar goed wat op die tafel is net. Hy kan nie net daai een skaapie net los nie. En Jesus vertel dan die storie om vir ons te vertel hoe belangrik liefde is deur hierdie storie van hierdie een skaapherder of hierdie skaapwagter bereid is om 99 te los en die een te gaan soek net. Ja. Maar dis God se storie met ons, Rias, is dit nie? Ja. Wat die hemel los en aarde toe kom. Ja. Alles wat hy ken, alles wie hy is, sy veilige plek waar hy heers, los hy alles om na jou en my te kom soek. Ja, en dis ek dink 'n belangrike ding om te besef is dat God is die herder. Ek dink as jy dis 'n baie mooi prentjie van die herder wat afkom en hy kom soek vir ons die een wat verlore is, die mense wat gebroke, sondig en hy kom wys vir ons wat ware liefde is en ons mis dit baie keer. Ons sit onsself in die posisie van 'n paar ander goeters. Ja. En partykeer is ons die 99 skape wat verskriklik hard mee
van waantoe is hierdie herder op pad. Ja. Hy is nou by daai een skapie, maar hier is ons werk so hard, ons doen so mooi, ons luister vir ons herder, mee. En as baie keer as mens is die syde-boer, dan sê hy baie keer 'n skaap is soos 'n mens, hy luister nie vir jou nie. Ek het al menige male agter 'n skaap aangehardloop. Dan raak dit 'n rugbywedstryd, want dit is net Uit sy eie wil, sy Ja. eie dink net. Nee. So die eerste ding wat ons sussie gesê het is dat, en ons het nou eintlik al gesels, dat liefde soek die verlore. Dit wat weggesoek. Lukas 19 vers 10 sê dat for the Son of Man came to seek and save the lost. Dit was die opdrag van Jesus. Dit was sy doel, sy missie, sy opdrag is om hierdie wêreld te gaan om vir jou en vir my te soek wat verlore is, nie. Ja, baie keer dink mens dat hoe meer perfek ek is, hoe meer sal die Here nader aan my beweeg en hoe meer sal hy vir my luister of geseën sal ek wees, hoe meer perfek ek is en in die uiteinde dit is om te weet dat ek is verlore Ja. en hy vind my daar waar ek verlore is Maar hy en hy soek los ons. my nie. Ja, hy soek ons. Hy los dit wat hy ken, die bekende, en hy kom na hierdie wêreld toe en hy kom soek vir jou en vir my. En dit was die doel van Jesus gewees. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God gehad, nie, dat hy sy seun stuur na hierdie wêreld toe om vir jou en vir my te soek wat verlore is, net. Ja. En dan eigenlijk so in die tweede punt van gister is dat hierdie liefde wat 'n prioriteit is, kom soek ons net, maar dit kom herstel ons, nie? Ja. Lukas 15 vers 10 sê, there is rejoicing in the presence of the angels of God, over one sinner who repents. Iets gebeur in die hemel, Ja. as ek hierdie skrif lees, oor een ou, wat herstel word net, daai verlore ou wat weg was, daai stukkende ou wat weg was, daai ou wat sy rug gekeer het op God, daai een skaapie wat iewerste in 'n gat geval het, wat die skaapherder gaan kry het, om sy skouers gegooi en teruggebring het, daar iets gebeur in die hemel wanneer ons herstel word. Ek dink ons lees dit baie keer en ek dink ons verstaan heeltemal die prentjie van dit nie. En dit wys weer eens die prioriteit daarvan, dat die hemel amper gaan stil staan. Ja. Die hemel gaan staan stil in daai oomblik oor hierdie een ou wat weg was. En wat nou terugkom, daai herstel na dit wie God ons gemaak het, na sy beeld net, daai wat gebroken was deur sonde, iets van die heelheid van dit word herstel in daai oomblik net, en God en mens kom by mekaar weer net, en dis hoekom liefde 'n prioriteit is, want dit bring herstel vir ons. Ja, dis 'n mooi as mens ooit by 'n rugbywedstryd was waar die bokke 3 gedruk het, daai stil raas, daai oomblik van gaan nie oor die reëls nie, gaan nie oor wat alles net gaan. Jy gee om wie wat nie. Dit is net jy's opgewonde. En restaurasie ook, ek dink dis nie noodwendig vir hierdie deel nie, maar ons moet besef, soos as jy kyk na 'n lam en 'n herder in daai tyd, is dat as enetjie verdwaal of wegraak, die restaurasie is jy's terug in die kudde, maar ook terselfdertyd het hulle partykeer 'n been of 2 gebreek. Om sy gedagtes en sy kultuur, sy hele idee van dink te restoreer. Dan spandeer hy baie naby tyd aan die herder, want die herder dra hom dan. Maar ook terselfdertyd, soos hy gesond word, leer hy 'n hele nuwe identiteit daarvan. As ek is naby aan my herder, hy dra my en al was ek verlore, as ek nou by hom en die Here wat verheug in jou, is nie net 'n verheug wat nou gebeur nie, maar dis ene waar jy dan dra. Daar gaan 'n bietjie pyn wees, want dit is nie lekker om die lekker goed van die lewe op te gee en uit dit uit te gaan nie, maar nog steeds dra hy jou by jou en hy restoreer jou daai konstante pad tot waar jy kan gaan in die kudde in en sê, weet jy wat, ek is 'n kind van God, ek bly by die liggaam van Christus. En daai verheug hardloop dan, want dit weet, daar's dan 'n nabye pad wat ons met Jesus stap. Herstel is belangrik vir God, Rias. Ja. Dit is die hart van die Here om ons te herstel, en wanneer hy ons herstel, wanneer hy ons kom terugbring na die ander skape toe, dan herstel hy goeders in ons lewens. Hy herstel ons verhoudings met mekaar, want omdat ons gebroken is ons verhoudings gebroken met mekaar, in ons huwelike, en die mense om ons, met onsself, ons al 'n stuk gebrokenheid net. Daarom is die prioriteit van liefde om te gaan soek dit wat verlore is, sodat ons verhouding met God herstel kan word, maar ook met mekaar net, nie? En ek wil een van die skrifverse wat ons baie uitgehaal het in hierdie reeks, is daai vraag wat die fariseer gevra het, eintlik om Jesus in 'n strikte lyn net, nie? Wat is die belangrikste ding aan die lewe, nee? Ek bedoel, jy moet die Here jou God lief hê, en dan sê en gelyk staan, en ek dink dat jy mis ons daai woord, gelyk staan, equal to this. Dat jy jou neighbor, jou buurman, jou vrou, die ou wat aan jou goed doen, maar ook die ou wat aan jou sleg doen, liefde hê soos God. Dan kom herstel in gelowiges harte. Maar ek dink dit reflekteer ongelukkig nie altyd in ons lewens nie, nee. Nee, daar is ons, ek dink skeptisisme. Want herstel moet tog iewerste, as ek nou naby die herder is en ek het, moet dit ook tog reflekteer in die manier van hoe ek dan skaap is.
Ja. Nee, jy moet dan so analogie is. jou skaapwese moet, ek dink die groot herstel wat ons baie keer mis, is nie 'n herstel na wat dit was nie, of wat jy dink dit moet wees, dit is herstel na waar die herder wil jy moet wees, en daai moet duidelik wys in jou lewe. Die vrug moet anders terwys, jy moet 'n ander tipe vrug dra in jou lewe, wanneer die herder jou kom haal, en dit moet wys, daar's nie 'n vraagtekening dit nie, as die vyeboom enigstens 'n iets is om te onthou, daar moet vrug gedra word, en ons mis daai. Prioriteit raak vir ons. Ja, dit moet uit en uit, die feit dat jy gered is, die Here het gekom en het jou gered, hy het jou gevat, en hy bewaar jou, beskerm jou, en hy's lief vir jou, daai wys mens mos, dis nou met Valentynsdag mos, jy sien die liefde, die op die kinders, en soos hulle mos nou aantrek vir. My beursie sien ek dit ook. Nee, maar jy dan dogters, hoe moet hulle moet mos niks koop nie. Ek het 'n vrou ook. Ja, dit is waar, ek is jammer, ja. Maar nee, ek het 2 seuns. So Valentynsdag, wel gelukkig is een nog hopelik bietjie klein, maar so hulle wys dit. Dit is hierdie die verliefdheid wys, en hoeveel meer dan liefde van God af, en liefde wat ons van God ervaar, want ons het lief, want hy het ons eerste lief gehad. Ja. Daar's nie God het ons eerste lief gehad, of ons het lief nie, dis ons het lief. So hoe lyk daai dan, want hoe draai ons dit dan oor, om te sê dat, weet jy wat, hier is ek 'n veranderde mens, hier is die vrug. Ja, ek is, Max Lucado, ek is nogal, ek weet nie of jy bekend is, maar hy's Al van hom gehoor iewers. Hy's eintlik 'n baie ouer oomie, miskien bietjie vir jou generasie, maar hy skryf ongelooflike mooi goeters. En Max Lucado sê die volgende, wat eintlik mooi inpas by die punt, hy sê, God's love is so great, that it will go to any lengths to find the lost. It seeks with an intensity that cannot be quenched. And when the lost are found, the joy in heaven is beyond measure. Maar ek hou van wat hy sê, there is an intensity. Daar's 'n intensiteit by God om ons te herstel net. Daar's 'n intensiteit van sy liefde om ons terug te bring na ons toe. Hy hoef nie. Nee, glad nie, ja. Hy het nie behoefte nie. Nee, dis nie tekort nie. As ons dit sê, dan sê ons daar's tekort aan God. Maar dis sy liefde wat hom dwing na daai plek toe, om sy seun aan die kruis te sien, om ons lief te hê net, nee. Is God se hart intentioneel. Ja, dis glad nie soos ons sing dit baie keer soos God se liefde, waar jy sê net maar binnelanders kyk, Gerry. Ek moet nie dan bely, ek kyk daar nie meer dan. Ek het tot bekeer vir jou gebid en ek's dankbaar. Die groot ding is ons kyk hierdie storie en jy baie keer sê dan, wat doen jy? Of kyk, hierdie persoon gaan jou, en dis nie wat God doen nie. God ruk daai TV uitmekaar uit om daar by jou te wees en jou uit te haal en sê, luister, hier is ek vir jou, jy is besig met die verkeerde ding, of in 'n rugby voorbeeld, die referee wat net nie kan reg blaas nie, dus hy los nie, hy gaan in die wedstryd in, en hy gaan tussen die spelers en sê, kom ons vat hierdie ding, en dit is 'n tipe liefde wat mens, jy kan dit nie beskryf nie, dis 'n ding as ek vir Faantjie goed probeer verduidelik, jy kan nie. Daar's 'n beperking. Die intensiteit is net te veel. Ja, is beperk. Daar is nie 'n woord of 'n taal in die wêreld van al die tale wat bestaan met liefde regtig wat God vir ons het beskryf nie. Jy kan dit opdeel in 'n klomp filoo en agape en daai goed, maar is nog steeds nie, die intensiteit van dit is net nie iets wat jy jy kan dit nie doen nie. Dis is iemand wat son toe gaan en dan moet hy vir iemand verduidelik hoe warm die son is, maar hy kan nie, want hy's klaar doodgebrand. So ons is so lewendig geliefd, dat ons dit nie eintlik kan nie, so wat ons dan moet doen is om te vrug dra, daai vreugde in ons hart en ons lewens te wys, en te sê dat, weet jy wat, hierdie liefde is onbeskryflik groot. Dis iets wat ek nie vir jou kan beskryf, maar ek kan dit leef, ek kan dit vir jou wys. En daai vreugde wat in my is, alles my omstandighede hoe. Ja, nou die laaste punt, vandag ook, is dat, en dit omhels eintlik die hele gedagte van die prioriteit van God se liefde, is dat vir God is die individu belangrik, nee. Sy liefde is vir die individu belangrik. Hy het sy seun in die wêreld toe gestuur, maar hy stuur hom ook na my en jou toe. Lukas 12 vers 16 sê, 12 vers 6 sê, are not 5 sparrows sold for 2 pennies, yet not one of them is forgotten by God. Ja, ek weet nie, Rias, of jy te oud is vir dit nie, maar toe ek groot geword het in Suid-Afrika, ek dink is die 1 sent stukkie die mossie opgehaat het. Ek wil nou net sê, het jy swalkies gekoop die kind was? Ja, 'n mossie gewees op die ou Suid-Afrikaanse muntstuk, en ek dink dit was die 1 sent gewees net, nee. Ek het nog van hulle dink ek. Ja, en die skrif herinner vir ons net, dat jy weet, mossies is niks nie, maar dit is belangrik vir God. Ek en jy is belangrik vir die Here net. Hy sou sy seun gestuur het, was net vir my en vir jou gewees net. En die rower hang aan die kruis, en hy
het absoluut niks gedoen nie. Ek bedoel, hy is die skaap wat so ver weggehardloop net. En daai oomblik is hy daar. En maak sy hart oop. En dit is belangrik. Hy kom na jou en my toe. Die individu is belangrik vir God, want dit is God se liefde vir ons, Rias. Ja. En dan dink ek, en miskien kan ons dan die stukkie om vir oggend sit net, daai gelykenis in Lukas 15 is 'n gelykenis wat Jesus vertel. So hy begin in Lukas 15, dan sê die Bybel, en Jesus het hulle hierdie gelykenis vertel. En in daai gelykenis is al 3 stories, maar is een gelykenis. Ja. Hy sê ek vertel hulle 'n gelykenis, en dan hierdie soos 'n goeie movie het hierdie nou net 3 verskillende scenes net. En dan begin hy met die skaap wat weg is, en dan die herder wat gaan om terug te kry. Dan vertel hy van die vrou wat 10 penningstukke gehad het, en die een is weg, en dan vat sy 'n lampie en sy soek hom, amper soos ek en jy net voor payday, jy weet, ons soek daai een stukkie. Dan gaan hy na die verlore seun toe. En daar's die oorbruggings al deur hierdie storie. Iets was weg, die skaap was weg, en toe wat gebeur? Die skaapherder gaan soek hom. En in die tweede ene sien ons dat die vrou het haar penningstuk verloor, haar muntstuk verloor, was weg, en toe gaan soek sy hom. Maar dan lees ons die storie van die verlore seun. En hy het tot inkeer gekom. Maar ek dink ons mis iets in hierdie storie. Wat Jesus eintlik vir ons wou gesê het. Hoekom het niemand die seun gaan soek nie? Hier is die broer, nê? Ja, hy is vol verontreg. Hoekom het die broer nie gegaan en gaan soek nie? Al die stories, een storie, maar in die een storie ontbreek hierdie een belangrike element in die laaste in dit. Dat die skaapherder gaan soek, die vrou gaan soek, maar niemand gaan soek die seun nie. As liefde vir ons 'n prioriteit is, en as dit vir God 'n prioriteit is, hoekom sit ons by die huis? Terwyl die seun in die varkhok sit, en hoop hy kom tot inkeer, en hoop hy verstaan iets net. Ja. En ek dink dit is 'n stukkie wat ons so mis uit daai gelykenis uit net. Sure. As prioriteit vir jou en vir my, as liefde vir God 'n prioriteit is, moet vir ons 'n prioriteit raak. Baie keer is ons soos die broer wat by die huis sit net. Net ons kla en ons sien die goeders, maar ons is nie bereid om te gaan. As dit 'n prioriteit is vir ons, Rias, dan moet ons gaan. Dan moet ons gaan. So ja, ek gewoonlik gebruik mense die verlore seun met daai geval, dat die brief hulle sê, luister, geen pastoor of dominee van enige denominasie daar by die varkhok gaan getuig vir die seun nie, want hoekom nie? Maar dis een storie daai, ja. Dis Jesus, die Bybel sê nie, Jesus het hulle 3 gelykenisse vertel, hy vertel vir hulle een gelykenis, en daar's hierdie elemente wat met mekaar kom, maar in die laaste ene, die mooiste ene, waar's hierdie element van iemand wat die plaas gaan los het, en die seun gaan soek het? Ja, want is nogal waar, dit is makliker om te oordeel en te sê, daai ouetjie wat daar is en so. Maar as mens die eerste 2 stories verstaan, dan moet jy die 3de storie uit gaan leef. Jy moet daai wees, maar luister, ons wil nie na die varkhok toe gaan nie. Nee, want die skapie wat verlore is, lyk mos mooi, en maar Jesus het na die varkhok toe gekom. Ja, presies, ja. En ons genooi na die partytjie toe. En dit is 'n baie mooi, dit is 'n baie mooi konsep van, kyk na jou lewe en kyk hoe die Here jou gesoek het, hoe die Here jou leer om te soek, en dan hoe hy jou dan wys, daar gaan jy, gaan wees lief. Ek dink die Engelse woord is so mooi, we feel entitled, nee? Ons sit daar so, en ons het al die goeders, en ons sien ons die Here se genade baie keer ander mense se lewens, ons dink ook, genade, hoekom kry ek dit nie, maar ons verloor die hart van die storie. Ja, en voor my stem my verlaat, Gerrie, lyk my, ek is ook besig om die sniffels op te tel. Niemand se speelmaat nie, so ek gaan soek nou vir Vitamiin C. Maar ek dink is 'n mooi uitnodiging om in liefde in die stil te staan nie, om uit te gaan en gaan soek die varkhok. Ja. En ons kan nie ophou nie. Dit is as ons regtig glo wat die Here vir ons leer en wat hy vir ons gedoen het, kan jy nie stil staan nie. Maar dankie Gerrie. Dankie Rias, mooi dag. 'n wonderlike dag hê.